Maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Ek het nou so 'n aksiebelaaide verhaal gelees. Sal julle my glo as ek sê dat ek dit in die Bybel gelees het? Daar is heelwat verhale in die Bybel wat 'n mens behoorlik op die punt van jou stoel laat sit. En om te dink, dit het regtig gebeur. Dit is nie soos in 'n film dat dit net met fiktiewe karakters gebeur het nie. Hierdie was regte mense. Julle wonder seker van watter verhaal ek praat. Ons kry vandag se aksiebelaaide verhaal in Genesis 19 vers 1 tot 26. Abraham en sy neef Lot het verhuis na die land Kanaan. Hulle het albei groot troppe skape en beeste gehad wat baie vars weivelde benodig het. En omdat daar nie genoeg land was nie en die veiding min, het daar argumente en gevegte tussen die herders van Abraham en Lot ontstaan. Abraham het toe vir Lot die keuse gegee om enige land te kies en om daarheen te trek en daar te gaan bly. Dit is hoe Lot opgeëindig het om naby die stad Sodom te bly. Sodom en die ander stede in die streek wat Lot gekies het, was vol goddelose mense. Hulle het nie tyd gehad vir God nie, hulle was lelik met die arme mense en het baie slegte goed gedoen. Hulle was ook baie kwaai en wreed. Dit was nie 'n baie lekker plek vir Lot en sy gesin om in te woon nie. God het besluit om 'n einde aan al hierdie mense se sonde te maak. Hy het toe 2 engele na die stad van Sodom toe gestuur om vir Lot en sy gesin te waarsku dat God die stad gaan verwoes en dat hulle moet vlug na veiligheid. Toe Lot nog huiwer, het die 2 mans hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand gegryp en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot hulle buite die stad gebring het, sê een van die mans vir hom: "Vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie elders in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring." Net toe die son opkom, het Lot in Soar aangekom. Toe het die Here swaal en vuur van hom af uit die hemel uit laat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring, selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Maats, dit is darm vreeslik. Lot en sy gesin woon in 'n stad genaamd Sodom. God waarsku Lot om die stad te verlaat omdat dit sleg en vol sonde is, en terwyl hulle vlug, waarsku die engele hulle om nie terug te kyk nie. Maar Lot se vrou kan dit nie weerstaan om agtertoe te kyk nie en verander net daar in 'n soutpilaar. Dit is omtrent soos 'n aksiebelaaide film, of hoe? Maar wat kan ons hieruit leer? Ons kan onthou dat gehoorsaamheid beteken om ten volle te luister na wat God sê, nie net halfpad te doen wat hy van ons vra nie. Tweedens, en seker die heel grootste les wat ons uit hierdie spesifieke verhaal kan leer, is dat ons nie moet terugkyk nie. Ons moenie in die verlede lewe of toelaat dat die verlede en dit wat ons moes agterlaat ons terughou nie. Dit is baie moeilik, want soms voel ons dat die verlede baie beter was en beter dinge vir ons ingehou het. Maar God weet wat hy vir ons beplan en as ons hom vertrou, dan sal ons ook verseker weet dat ons 'n mooi en blink toekoms het wat vir ons voorlê. En daarin lê die derde les. Ons moet op God vertrou. Ons moet op sy leiding vertrou en nie op ons eie vermoëns nie. Daar sy maats, onthou in hierdie week wat kom, moenie terugkyk na die verlede nie. Kyk vorentoe en hou jou oë gerig op Jesus. Tot volgende keer. Totsiens!